Goeiedag, hiermee 'n bemoedigende storie oor twee vriende, twee monde, twee rigtings. Daar was twee vriende, Ben en Tom. Albei het groot drome gehad om eendag professionele sporthelde te word. Hulle was ewe talentvol. Hulle het geweet hulle talente kom van Abba Vader af. Hulle het baie hard saam geoefen, saam gesweet, mekaar gemotiveer en mekaar bemoedig. Maar mettertyd het hulle paai uit mekaar begin loop. Nie op die veld nie, maar deur wat uit hulle monde gekom het. Ben het geweet hy het 'n talent ontvang, maar het altyd op die sportveld gekyk na hoe goed ander mense is. Hy het elke fout gesoek in homself en elke keer gesê, ek is nie goed genoeg nie. Ek sal nooit daar uitkom nie. Wat help dit om verder te oefen of te probeer? Wat uit sy mond gekom het die rigting van sy lewe begin bepaal, en die negatiewe het hom stadig van Abba Vader se pad vir sy lewe laat wegdryf. Elke keer as hy homself afpraat, het dit geword soos 'n wind wat sy skip die verkeerde kant toe waai. Selfs al het hy baie hard geoefen, ure lank, het sy mond twyfel geplant waar geloof moes groei. Hy het sy eie negatiewe woorde begin glo. Sy tong het geword soos 'n graaf wat stadig aan sy geloof gegrawe het en dit het sy emosies in 'n warboel gelos. Kwaad, vies en gefrustreerd met homself. Met ander woorde, hy het fisiek voorberei, hy het die werk ingesit, maar sy mond het geestelik afgebreek en toe begin sy eie stem sy grootste vyand word. Die vyand gebruik leuns, aanklagte en ontmoediging, soms deur wat ons self sê, om gelowiges af te breek, en dis presies wat met Ben gebeur het. Jy sien, wanneer iemand konstant negatiewe dinge oor homself sê, kan dit 'n deur oopmaak vir ongeloof, twyfel en selfvernietiging. Ben het toegelaat dat sy mond die vyand se instrument word teen homself. Hy het homself gebreek met sy eie tong. En so Spreuke 18 vers 21 sê, dood en lewe is in die mag van die tong. Die ander vriend Tom het ook foute gemaak. Party dae het hy regtig gesukkel. Soms was hy moeg, moedeloos en soms het twyfel hom amper ingehaal. Maar in plaas daarvan om vas te kyk in sy swakhede of mislukkings, het hy 'n keuse gemaak om nie op sy eie tekortkominge te fokus nie, maar op wat Abba Vader oor hom sê. Om dit elke dag te onthou, het hy 5 kragtige skrifgedeeltes op 'n papier geskryf en dit op sy muur geplak. Elke oggend en selfs tussen oefensessies het hy dit hardop vir homself gelees. Nie net een keer nie, maar oor en oor, totdat sy gedagtes, sy hart en sy woorde so gevul was daarmee. Hy het besef, as ek lewe wil spreek, moet ek my hart met lewe vul. En dit is wat hy homself elke dag herinner het. Jeremia 29 vers 11. Abba Vader het vir my 'n hoopvolle toekoms. Hy het onthou, Abba Vader is nie klaar. Abba Vader is nie klaar met hom nie. Hy het planne vir hom. Filippense 3 vers 14. Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal, waartoe Abba Vader my in Yeshua roep. Hy het nooit opgegee nie, want daar is 'n doel groter as net sport. Hy het Filippense 4 vers 13 neergeskryf op sy papier, ek is in staat tot enige iets met hom wat my die krag gee. Jy sien, wanneer dit moeilik raak, het hy geweet, dis nie hy alleen nie, maar Yeshua gee hom krag. Hy het Romeine 12 vers 11 neergeskryf, ek sal nie in my toewyding verslap nie en verseker nie doodspreek nie. Tom het besluit, ek kies om ywerig te wees en met my mond lewe te spreek, nie moedeloosheid nie. En dan hy die 5de teksvers wat hy neergeskryf het, was Kolossense 3 vers 23 tot 24, ek doen alles vir Abba Vader. Of dit nou oefen was, of dit droom was, of partykeer moes hy wag na 'n harde oefening. Ek doen dit as aanbidding, as 'n offer vir Abba Vader. En as Tom per ongeluk iets negatiefs wou sê, soos ek kan nie, ek is nie goed genoeg nie, dan het hy homself dadelik gestop en gevra, lei hierdie woorde my skip in die regte rigting.
Hy het Jakobus 3 vers 3 tot 5 onthou. Die tong is soos 'n klein roer wat 'n groot skip stuur waarheen die stuurman wil. Tom het geleer, my tong wys my koers. So ek kies woorde wat geloof bou. Wat het gebeur? 'n Paar jaar later het die twee vriende. Wat het gebeur met die twee vriende? Ben het opgegee. Nie omdat hy nie talent gehad het nie, maar omdat sy eie mond hom gestop het. Hy het toe in 'n sportwinkel gaan werk. Tom, hy het nie net op die veld gewen nie. Hy het 'n lewe van geloof, volharding en hoop geleef. Nie omdat hy beter begin het nie, maar omdat hy sy tong in Abba Vader se rigting vir sy lewe gestuur het. En so het Tom ook baie ander mense geïnspireer. Die vraag is, wie is jy? Of wie wil jy wees? Jy kan vandag kies. Om jou tong te gebruik om lewe te spreek. Jou woorde te rig soos 'n roer op 'n skip. Abba Vader se belofte is harder te spreek en te glo as jou vrese. Want sien wat jy sê, bepaal waarheen jy gaan. Hou jou tong in toom en jy sal verbaas wees oor waarheen Abba Vader jou stuur. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Papa God, ek wil bid Vader dat U vandag my en elke een wat hierna luister se mond sal aanraak, dat ons kies om lewe te spreek en die positiewe verslag te glo soos Joshua en Caleb. Ja Vader, ons wil gaan, die droom wat U vir ons het, en ons wil dit lewe en ons wil dit spreek. Dankie Vader dat U vir ons 'n tong gegee het wat kan lewe spreek en U woorde kan spreek wat kragtig is. Ons loof en ons prys U. Help ons Vader. En ek bid dit alles in Yeshua se naam, die seun van Jotevawei. Amen. Shalom.